ons bid saam. Here God, aan die begin van 'n nuwe kwartaal is dit lekker om weer al ons geestelike familie, ons broers en ons susters in Christus te sien. Dankie vir u hand van genade oor ons, elke dag in ons lewens. Here, ons kan nie ons oë oopmaak. Ons kan nie ons eerste tree uit die bed uit gee, as dit nie vir krag is, wat ons van u af kry nie. Dankie daarvoor. Dankie Here dat ons weet, u het ons onbeskryflik lief. En dat u met elkeen van ons op 'n geloofsreis is, hier op aarde. Vanoggend het ons reis ons hier bymekaar gebring in die erediens. Ons is hier, Here, om u te aanbid, om aan u al die lof en die eer toe te bring. En ons is ook hier om te luister na u stem vir ons as gemeente, hier aan die begin van 'n nuwe kwartaal. Daarom wil ek bid en vra, Here, dat u ook vanoggend ons oë helder oop sal maak om u woord te kan lees. Ons verstand sal oopbreek, ons harte ontvanklik sal maak vir u woord. Spreek, Here, ons wil graag vanoggend u woord hoor. Kyk, as jy nou vir my vanoggend sê, jy het verlede Sondag aand lekker en rustig geslaap, dan sê dit net vir my, jy was nie in die kerk gewees nie. God se oordeel gaan die mense tref wat hom nie ken nie, of wat hom nie wil ken nie. En dit gaan verskriklik wees. In Openbaring 8 en 9 het Johannes met die mees afskuwelike beelde denkbaar probeer om die ongelowiges op te roep tot bekering en om die onverskilliges wat nie werklik toegewyd aan hulle verhouding met die Here is nie, wakker te skud. Nou julle sal onthou dat met die oopbreek van die 7 seels hier van hoofstuk 6 af, het die verloop tussen die 6de en die 7de seël eers onderbreek met 'n tussentoneel. Ons het gelees, 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de seël word oopgebreek, elkeen erger as die vorige een, en toe sal eers hierdie tussentoneel voordat die 7de seël oopgebreek is. En nou sien ons weer hierdie selfde patroon in die vertelling van die 7 trompette. Net soos die 7 seëls is die 7 trompette ook God wat besig is om die wêreld te oordeel. En veral die 5de en die 6de trompette, daai verskriklike sprinkane en vreesaanjaende perde, het die mensdom geskit. Die aanduiding is daar dat die 7de trompet die finale einde sal laat aanbreek. As die 7de trompet blaas, is dit die einde van die einde. Maar voordat die 7de trompet blaas, is daar eers net weer 'n tussentoneel in hoofstuk 10 en 11. Nou wat is die doel van hierdie tussentonele wat die hele tyd opspring? Kyk, kom ek verduidelik dit so, ons leef in die eindtyd. En as Openbaring oor die eindtyd praat, dan praat hy oor die tydperk tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. Dis die eindtyd. Die afgelope 2025 jaar is volgens Openbaring die eindtyd. En ons leef daarin, en God het reeds begin met sy skrikwekkende oordeelsvoltrekking oor die ongelowiges. Ons kon dit nog deur alle eeue raak sien. Maar die vraag is, waar pas ons as gelowiges nou in die prentjie? Dan moet ons vra, wat is ons identiteit? Wie is ons nou eintlik in al hierdie gebeure rondom ons? En watter rol moet ons vervul in hierdie eindtyd? Moet ons nou maar net staan en kyk na al die gebeure wat hier rondom ons plaasvind? Kan ons dalk 'n betekenisvolle bydrae lewer? Dis waaroor hierdie 2 tussentonele in die tweede bedryf van Openbaring gaan.
Die eerste tussentoneel in hoofstuk 7 het die eerste vraag geantwoord. Wie is ons nou eintlik? Onthou julle, ons is God se kosbare eiendom. Die volle getal van God se kinders, 144.000, is met 'n seël, 'n eiendomsmerk op die voorkop gemerk. En nie een van ons sal agtergelaat word nie. Die tweede tussentoneel, hoofstuk 10 en 11, gaan die tweede vraag antwoord. Wat is ons rol? Wat is die betekenisvolle bydrae wat ons in die eindtyd kan lewer? Kom ons begin lees. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien afkom. Daar in hoofstuk 4-5 rond was Johannes self in die hemel, julle onthou. Nou lyk dit vir my as hy terug op die aarde, want daar staan dat hy die engel uit die hemel uit sien afkom. Hy was met 'n wolk omhul, met 'n reënboog bo sy kop. Sy gesig was soos die son en sy voete soos 4 pilare. Wie is hierdie sterk engel? Sommige Bybeluitleggers sê dat hierdie engel is Christus self. En ek moet toegee, hy lyk nogal baie soos Christus, né? Hy kom uit die hemel, dit wil sê hy kom van God af. Hy het 'n wolk om hom gehad, net soos wat God baie keer in die Ou Testament in 'n wolk van heerlikheid verskyn het. Die reënboog bokant sy kop herinner ons aan die reënboog bokant God se troon in Openbaring 4. Sy gesig was soos die son, net soos Christus se gesig soos die son geskyn het in hoofstuk 1. Sy voete was soos 4 pilare, net soos wat Christus se voete volgens hoofstuk 1 soos geel koper is wat in 'n vuuroond gloei. So ons sien baie ooreenkomste tussen hierdie sterk engel en Christus as 'n engel voorgestel. So die beste wat ons sou kon doen is om ten minste te sê, in hierdie sterk engel is God se heerlikheid aanwesig. Hy beeld goddelike heerlikheid en krag en verlossing uit. Ons moet ons ore oopmaak vir wat hy wil sê. Vers 2. In sy hand het hy 'n klein oop boekrolletjie vasgehou. Hy het met sy regtervoet op die see en sy linkervoet op die aarde gaan staan en met 'n harde stem soos die brul van 'n leeu uitgeroep. Nadat hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle dreunings laat klink. Toe die 7 donderslae galm, was ek op die punt om dit op te skryf. Maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, verseël dit wat die 7 donderslae laat galm het. Met ander woorde, hou dit geheim, maak dit toe. Moet dit nie opteken nie. Die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy regterhand opgelig na die hemel en 'n eed gesweer by hom wat vir ewig en ewig lewe, wat die hemel en wat daarin is, en die aarde en wat daarop is, en die see en wat daarin is, geskape het. Daar is nie meer tyd oor nie. Maar gedurende die dae, wanneer die 7de engel op sy trompet gaan blaas, sal die misterie van God sy doel bereik, soos wat hy dit as goeie boodskap aan sy diensknegte, die profete, verkondig het. So wat gaan hier aan? Die sterk engel, ek wil amper sê, 'n verteenwoordiger van die heerlikheid van God,
gaan staan met sy een voet op die see, met sy ander voet op die land, om daarmee te wys dat God omvattende mag het oor die hele wêreld. Alles, land en see, behoort aan hom, en dit wat die engel nou gaan sê, is van toepassing op alle mense. Nadat hierdie engel met 'n harde stem uitgeroep het, sodat almal kan hoor, God wil iets sê, volg daar 7 donderslae. Hierdie donderslae is waarskynlik, net soos die 7 seels en die 7 trompette, nog 'n reeks van God se oordeel wat uitgespreek word. Maar wanneer Johannes die inhoud daarvan wil neerskryf, net soos wat hy gedoen het met die seels en met die trompette, sê God vir hom, nee, moet dit nie neerskryf nie. Mens kry amper die gedagte dat God wil sê, ek kanselleer dit. Die goddeloses se harte is te verhard, en in elk geval, daar is nie meer tyd oor nie. Ons kan nie anders nie, as om die dringendheid van die oomblik aan te voel. Daar is nie meer tyd oor vir dit en dat nie. Johannes, sit neer jou pen. Wanneer die 7de engel op sy trompet blaas, gaan alles finaal tot 'n einde kom. Nou moet ons eentjies in 'n ry kry. 'n Engel kom met goddelike heerlikheid en krag, en hy word gestuur om as dit ware bo op God se eiendom te kom staan en te sê, kom aan, word wakker. God se bedoeling met alle dinge, wat 'n goeie boodskap is, maar wat vir 'n lang tyd 'n misterie was, staan nou op die punt om bereik te word. Ons moet dalk so 'n oomblik hier vashak by daai vers 7. God se bedoeling. Dit wat hy voorheen besluit het moet gebeur, is 'n goeie boodskap. Die 1983 vertaling sê dit is 'n blye tyding. Nou dit kan niks anders wees nie as Jesus Christus. Hy is die goeie boodskap, die lam wat geoffer is. So dit wat God voorheen besluit het moet gebeur, is verlossing van sonde vir diegene wat in Jesus Christus glo. En dit staan nou op die punt om sy finale doel te bereik. Ons sal nou volgende week sien dat wanneer die 7de trompet blaas en die finale einde aanbreek, dan sal die alleenheerskappy van die drie-enige God, wat reeds in die hemel erken word, ook op die aarde erken en bely word. Julle, daar kom 'n dag, en dis as hy 7de trompet blaas. Maak nie saak aan watter kant van die lyn jy staan nie. Maak nie saak wie jy is nie. Of jy nou gered of gestraf word. Of jy nou verlos of veroordeel word, want daar is maar net die 2 opsies, nê? Elke knie sal buig. En elke stem, elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. En weer kom die vraag op. Here, wat verwag U dan van ons in hierdie kritieke tussentyd voordat die 7de trompet geblaas word? Wat wil U hê moet ons doen? Watter bydrae kan ons lewer? Vers 8. Toe het ek die stem wat uit die hemel kom weer met my hoor praat. Gaan haal die oop boekrol in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. Ek het toe na die engel gegaan en hom gevra om die klein boekrolletjie vir my te gee. En hy het vir my gesê, dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond so soet soos heuning wees. En ek het die boekrolletjie uit die hand van die engel geneem en dit opgeëet. In my mond was dit so soet, het dit so soet soos heuning gesmaak. Maar nadat ek dit geëet het, was dit bitter in my maag. Toe sê hulle vir my, jy moet weer gaan profeteer teen baie volke, nasies, tale en konings. Hierdie laaste vers is dan amper die skarnier na hoofstuk 11 toe.
Die klein boekrolletjie wat die engel in sy hand vashou is waarskynlik dieselfde boekrol waarvan ons in hoofstuk 5 al gelees het. Die boekrol in God se hand. Dis nou net vanuit 'n ander hoek geteken. Sommige sê dalk is dit net 'n gedeelte of 'n kleiner deel, 'n deel van die groter boekrol. Daarom die verkleinwoord, boekrolletjie. En daai boekrol wat in God se hand was, lê nou volgens vers 2 oopgerol in die hand van die engel. Onthou julle nog wat is die inhoud van die boekrol? Die boekrol gaan oor God se verlossing en God se oordeel oor die wêreld. God se plan van verlossing en oordeel oor die mensdom. Elke mens op aarde gaan of gered word of gestraf word. So die boodskap wat in die boekrol staan, dat God die wêreld gaan verlos en gaan oordeel, jy moet seker maak aan watter kant jy is, daai is so 'n boodskap wat alle mense raak. En dis hier waar God vir ons as gelowiges wil gebruik. In hoofstuk 11 sal ons nou sien dat God wil hê ons moet profete wees. Profete is mense wat praat. Ons moet as profete gaan optree en ons moet die inhoud van die boekrol met alle mense gaan deel. Daar moet nie 'n mens op hierdie aarde wees wat kan sê ek het nie geweet. Ek moet kies nie. Maar voordat daar oor die inhoud van die boekrol getuig kan word, moet die boekrol eers geëet word en verteer word. Dit is belangrik om te besef dat Johannes nie hier net in sy persoonlike hoedanigheid optree nie. Wanneer God vir hom sê, gaan haal die boekrol in die hand van die engel, neem dit, eet dit op, dan tree hy op namens die Christelike kerk. Ons almal. Ons moet die woord van God eet. Die inhoud en die boodskap van God se woord moet gelees word. En dit moet ter harte geneem word. En daarna moet dit verkondig word. Dis die volgorde. Lees dit, verteer dit, neem dit ter harte en dan praat daaroor. Maar kom ons bly vanoggend net eers by die eet van God se woord. Dit is baie treffend om te sien hoe daar in hierdie verhaal van die boekrol beweging is wat plaasgevind het. In hoofstuk 5 vers 1 is die boekrol in die regterhand van God wat op die troon sit. En toe in vers 7 en 8 van daai hoofstuk vat die lam die boekrol by God. In hoofstuk 6 maak die lam die seels van die boekrol oop. En nou sien ons vanoggend in hoofstuk 10 vers 1 en 2, nou staan die sterk engel met die oopgerolde boekrol in sy hand. Vers 9, Johannes gaan vat die boekrol by die engel. Vers 11, Johannes as verteenwoordiger van alle gelowiges eet die boekrol. Dit is nie beweging. Om die boekrol te eet beteken dat ons God se woord, die Bybel, moet lees. En dit deel van ons lewens moet maak. Die Bybel is ons geestelike kos. En nou, dit werk met die geestelike komponent van ons lewens, presies dieselfde as met die biologiese komponent. Kyk, biologies, net gewoon menslik. As jy nie gereeld gesonde kos eet nie, wat het jou ma jou geleer van kleins af? Dan word jou liggaam swak. En 'n swak liggaam kan nie veg teen kieme en infeksies en siektes nie. En as jy vir 'n lang genoeg tyd nie eet nie,
dan hou jou liggaam op om te werk. En dan gaan jy dood. Die Bybel, God se woord, is soos brood, soos kos. Jy kan dit besit, almal het 'n brood in die huis. Jy kan 'n brood hê. Jy kan hom bewonder. Jy kan selfs jou brood respekteer. Maar as jy dit nie eet nie, gaan jy honger bly. Gaan jy siek word. Gaan jy nie kan veg teen siektes en kieme en infeksies. Jy weet, daar's soveel kinders van die Here wat geestelik afgetakel en verward en siek op hierdie aarde rondloop. Op 'n geestelike vlak kan hulle eenvoudig net nie veg teen al die kieme en die infeksies en die siektes van die wêreld nie. Hoekom nie? Want hulle het nie hulle geestelike kos geëet nie. Hulle het brood, maar dit bly in die blik. As daar versoekings oor hierdie mense van wie ek nou praat, se pad kom, versoekings om hulle te laat sonde doen, dan val hulle daarvoor. Dan doen hulle alles wat verkeerd is, want hulle het nie die geestelike krag om nee te sê nie. Kan ek dan nee sê vir die sonde? Ja, jy kan. Jy kan nee sê vir sonde, maar dan moet jy jou Bybel lees. Dan moet jy hom ken. Jy moet die woord van God eet. Psalm 119 is 'n ongelooflike psalm. Jy kan vir my so een skyfie aangaan asseblief. Psalm 119 is 'n ongelooflike psalm wat juis praat oor God se woord. En dan staan daarso in vers 11: In my hart koester ek u woord, sodat ek nie teen u sondig nie. Die woord van God help ons om rein te leef en om gefokus te bly. Gaan dit maklik wees? Nee. Dis nie maklik om nee te sê vir sonde nie. Dis daai bitterheid van die brood van die boek wat geëet is. Dit is soet in die mond. Dit is maklik om dit te praat en te lees. Maar boetie, as dit by die doenslag kom, is dit moeilik. Dis bitter in jou maag. As die lewe 'n klompie keuses voor hierdie mense plaas van wie ek nou praat, dan kies hulle dikwels verkeerd. Beland hulle op 'n pad met die een struikelblok na die ander. Maar kan 'n mens die regte keuses in die lewe maak? Ja, jy kan. Is dit maklik? Beslis nie. Is bitter partykeer. Maar jy kan die regte keuses in die lewe maak, maar dan moet jy jou Bybel lees. Jy moet hom ken. Jy moet die woord van God eet. Terug by Psalm 119, vers 59 sê, ek het my paaie bedink en my voete teruggebring na u bepalings. Vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my lewenspad. So God se woord wys vir ons die regte pad. Help ons om struikelblokke te vermy. Jy weet, een van die redes waarom mense verkeerde keuses maak, en ek weet dit want ek het eerstehandse ondervinding daarvan, is omdat hulle dikwels nie wysheid en insig het nie. Daar's mense wat in lewensjare volwasse is, maar as hulle monde oopmaak om te praat, dan klink hulle soos 'n dwaas, soos 'n kind wat niks weet nie. Hulle het geen geestelike insig nie. Jy kan 'n verstandige mens vol wysheid wees, ongeag jou ouderdom, maar dan moet jy jou Bybel lees en ken. Jy moet die woord van God eet.
Vers 98 sê, u gebod maak my wyser as my vyande, want is altyd daar vir my. Vers 130 sê, as u woorde oopgaan, gee dit lig. Dit gee insig aan onkundiges. So die Bybel gee vir ons insig wat ons nie deur eie krag kan verkry nie. Alle kinders van die Here gaan deur moeilike en angswekkende tye in die lewe. Vir sommige is dit 'n verskriklike alleentyd. Hulle worstel op hulle eie deur uiterste hartseer, sonder enige troos. Hulle worstel deur die allergrootste benoudheid sonder enige bemoediging. Vir party word dit so erg in die lewe dat hulle kwaad, verbitterd, onvergewensgesind en ergerlik deur die lewe gaan. Maar jy kan vreugde en troos vind, selfs in jou grootste hartseer. Maar dan moet jy jou Bybel lees, ken. Jy moet die woord van God eet. Vers 50 sê, dit is my vertroosting in my elende, dat u belofte my lewend hou. Vers 143 sê, benoudheid en angs het my oorval, maar u gebooie is my vreugde. God se woord gee vir ons innerlike vrede, selfs in die moeilike tye van ons lewens. En so kan ons nou aangaan, met die een voorbeeld na die ander. God se woord help ons om geestelik te volhard. Want vers 32 sê, die pad van u bevele volg ek, geesdriftig, want u verruim my insig. Die Bybel help ons om te groei in geloof en in karakter. Vers 9 sê, hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou? Deur te hou by u woord. Maar dan help dit nie, die woord van God lê iewers in 'n laai nie. Hy moet geëet word. Die Bybel gee vir ons leiding om reg te kies en opreg te lewe. Vers 30 sê, die pad van eerlikheid het ek gekies. U beslissings hou ek voor oë. Maar dan help dit nie jou Bybel lê op die bedkassie en stof vergader nie. Kyk jy ooreenkoms, Psalm 119 vers 103 sê, hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond. En wanneer Johannes in hoofstuk 10, Openbaring 10 vers 10 die boekrol uit die hand van die engel neem en dit opeet, dan smaak dit soet soos heuning. Ja, die Bybel en sy boodskap is streelend, is lekker. Daar is niks beter as God se woord nie. Dit is soeter as die soetste heuning. In die Bybel leer ons wie God is. Ons leer verstaan wat sy boodskap is oor die lewe en oor verhoudings en oor werk. In die Bybel lees ons hoe God oor alle eeue heen nog met mense omgaan en dan ontdek ons hoe hy vir die ganse mensdom omgee. Deur die Bybel te eet, verkry ons wysheid en insig en vrede en troos en hoop en genesing. Die Bybel leer ons om tussen die waarheid en leuns te onderskei. Here, wat wil u hê moet ons doen in hierdie eindtyd? Wat verwag u van ons? Watter betekenisvolle bydrae kan ons in hierdie kritieke tyd voordat die 7de trompet blaas
Lewer. Eet jou Bybel. Maak God se woord deel van jou lewe. Hoofstuk 11 gaan vir ons sê, staan op en gaan praat oor die Here. Maar dis onmoontlik om hoofstuk 11 se boodskap uit te voer, as jy nie eers die woord van God volledig in jou eie geestelike gestel opgeneem het. Dis 'n nuwe kwartaal, baie keer sê mense, is ook nou sommer weer tyd om ou gewoontes wat agterweë geraak gebly het, weer op te neem. Ander wil met nuwe motivering, nuwe dinge begin doen. Hier's 'n goeie een. Dis jou Bybel. Ek praat nie van verse of the day nie. Die verse of the day van YouVersion is sommer dis nie nonsens nie. Dis amper nonsens. Dit is net sulke versies wat na jou toe geskiet word, so van 'n kant af. Vat die Bybel, lees hom. Vat die papier, ek is old school, jy het 'n papier Bybel nodig, want dan moet jy kan merk in die ding, en jy moet kan sticky notes plak. En as jou ma met jou raas kinders om jy in jou Bybel skryf, dan stuur jy hulle na my toe. Ek sal vir jou 'n nuwe Bybel persent gee, wat jy vir jou ma kan wys elke keer as sy vir jou vra oor jou Bybel. Maar joune skryf jy, en merk, en leer versies uit jou kop. Eet God se woord, verteer hom. Maar wees gewaarsku, is bitter in die maag. Is nie altyd so maklik om te doen wat ons lees nie. Amen. Here, dankie dat ons 'n ou waarheid weer vanoggend kon die stof van afblaas. Ons het as kinders gesing, lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. En Here, ons moet vanoggend erken dat baie keer het ons daardie basiese maar belangrike geloofswaarheid eintlik maar vergeet. En kom ons nie meer daarby uit nie. Om watter rede ook al. Here, dit kan wees dat ons dalk, party van ons het so gejaagd geraak met die lewe dat daar regtig nie nog tyd is om sinvol te gaan sit en 'n paar minute af te skakel van alle ander dinge en Bybel te lees nie. Here, daar's dalk van ons wat ontnigter geraak het met die boodskap van die Bybel. Wat sukkel om te glo wat ons lees. Daar's ander van ons, Here, wat dalk net nie meer geïnteresseerd is nie. Maar ons kom almal vanoggend voor U staan. En ons erken, Here, ons sit in ons huise met 'n skat. Ons sit met brood. Help ons om die broodblik oop te maak en oop te hou, om te lees, en om vir U geleentheid te gee om deur dit wat ons lees, ons lewens te vorm, ons te laat groei, met ons te praat. Ons weet, Here, dat U woord het groot waarde, om vir ons in die waarheid te onderrig, om die dwalinge van die lewe te bestry en verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse in ons te kweek. Here, ons almal smag daarna. Almal van ons wil graag leef wat reg is.
U woord is die sleutel en die oplossing. Dis die antwoord. Maak ons gemotiveerd, Here, om ons Bybels te lees. En maak ons geduldig om stelselmatig die verandering in ons lewens te sien. Ek wil bid, Here, vir hierdie nuwe skoolkwartaal, vir die onderwysers, vir die kinders wat terug is skool toe. Dankie dat ons weet dat U hand van genade altyd oor ons is. En dat ons ook kan vrede vind in die feit dat ons onder U beskerming leef. Bid hier by die kerk, Here, met al ons bedrywighede wat nou weer begin. Ons diensaksievergaderings volgende week. Ons kerkraadsvergadering 'n bietjie later. Ons ringsgemeentes wat saam vergadering hou. Ons bedieninge wat ons in die gemeente het. Ons Bybelstudiegroepe, ons gebedsgroep, alles wat weer aangaan. Dankie, Here, vir geleenthede waar ons naby aan mekaar en naby aan U kan leef. Dankie dat ons weet, U stap voor ons uit. Maak ons asseblief ingestel, geestelik ingestel, om U voetspore gehoorsaam te volg.